onsekerhede op hierso. Daai stukkie wat daar uitsteek, daai lyntjie, wat is dit? Dis diameter 44, radius 22, dis die wat? Dis die waster, nê? Hierdie sirkel hierso, daai lyntjie moet daar wees, julle, dis 1 punt wat jy kry daarvoor, dis 1,5 maal 24 gedeel deur 2, om die radius te kry, dis radius 18 dink ek, nê? Is ek reg? Ok, radius 18, so dis met ander woorde hierdie sirkel, hy is radius 18, maak seker jy het hom, dan moet jy nie binne nie, maar buite om hom, met jou 30-60 grade driehoek het ons gesê, moet jy gaan trek, nee, met ander woorde, as hy so staan soos nou, gebruik jy hom so, as die moer anders gedraai was, sou jy jou raaklyntjie daar getrek het teen 60 grade, en hy sou so en so gelê. Die hele ding sou basically net so gedraai het, ok. Goed, dan die tweede ding het ons gesê, ons moet dit oorprojekteer, om daai te kan kry, die hoogtes het kon ons uitwerk, daai gele vir ons, hierdie gele vir ons, so dit was niks snaaksie, so daai washer moet ooreenstem met wat jy hier het, nê. Nou, daai gebroke lyntjie daar, hierdie sirkeltjie hier, hoe groot moet hy wees? Radius, hoeveel? Daai enetjie, hoeveel is hy? Dis radius 12, want dit is die M-waarde, die M24, dis die bout wat hier deursteek, nê? En daai stukkie daar, met die gebroke lyntjie, is eintlik jou skroefdraad wat daar begin. Nou, as ek die storie so bekyk, ek het nou nog nie gekyk presies waar die ding uitkom nie, maar hier gaan nog 'n stukkie skroefdraad hier uitsteek. En daai afstande gaan ons hier kry. Ons gaan dit kan oorprojekteer om daai voorste stukkie hier te teken, maar op hierdie stadium kan ek dit nog nie doen nie, want ek het nog nie die hoofdeel geteken, ek het nie die katrol geteken nie, so dit moet ons nog doen. Ok, yes, vra maar. Die gebroke sirkeltjie, se gappie daarso, is 2,4 mm, hoekom? Want is 0,1 maal met 24, so dit is 1/10 van daai ding se size, nê? So jy maak vir jou op 2,4 mm meet jy af hier, 2,4 mm daar, want is 0,1 maal 24, so maak dit net 2,4 en jy trek daai sirkeltjie, nê? Julle, om die punte hier te kan kry einde van die jaar, moet wat jy geteken het binne 1 mm wees van wat jy het. Onthou, ons sit 'n transparant hier oor. As hy meer as 1 mm uit is, verloor jy daai punte, dan het jy onnodig geteken. Jy sal die 6 kant kry, maar jy gaan daai punt verloor, en jy gaan hierdie verloor, en jy gaan daai verloor, as dit nie binne 1 mm is van wat dit moet wees nie. As daar nie 'n gebroke lyntjie daar is nie, verloor jy daai punt. Jy kry actually 'n punt vir daai gappie daar. Ok, jy kry ook 'n punt vir die konstruksie, en jy kry hiervoor 'n punt. Ek het gister vir julle gesê, ongeveer 12 punte van die samestelling is net hierdie en hierdie. Maklik. Ok, goed, so maak seker julle het daai. Goed, nou vandag moet ons gou die katrolletjie teken. Nou, ek sê al van ook gaan my beerings by mekaar moet kry, net te kyk weer wat hier aangaan. Ons het gister gesê, einde van die periode, het ons uitgewerk daar, dat daai gappie daar, het ek volgens my, moes 7,5 mm gewees het. Hoe ek dit gekry het, is die 158, wat die groot sirkel is, minus daai gebroke lyntjie, en daai gebroke lyntjie, is daai ene daar. Hoe weet ek dit? As jy in die haaltjie hier oor sit, dan gaan jy sien, daai gappie daar, stem oor 1 met hierdie. Ek het nou nie 'n katrol hier by my nie, maar daar voor lê ene, dat jy kan verstaan waar daai stukkie daar vanaf kom. So, ja, dit gaan ek kan gou vinnig uitteken. So, diameter 158, so 158 gedeel deur 2 is hoeveel? 2 gaan in, daar 7, so dit is 76. So ek gaan hier begin, en ek gaan gou vir my 76, ek hoef nie eintlik eers dit te doen nie.
Ek kan net hierdie lyne oorprojekteer. Ek sies ek nou vergeet. Ek kan dit net oorprojekteer en ek kan die onderkant oorprojekteer. Ek gaan dit gou doen. So bietjie opskuif hier, dat julle die hele ding kan sien. Nog gou oorprojekteer hierso. Ek gaan die binnekant oorprojekteer. Al hierdie lyntjies moet jy maar oorvat. Sowel as daai 7,5. Daai 7,5 mm moet ons inteken. 7,5 is hierso. En van onderaf ook 7,5. Weet julle wat is die 7,5? Dis daai, hierso is mos so 'n gebroke lyntjie hierso wat ons hier ingeteken het, hè. Ons kan hom gou hier insit. Ons meet hom gou af. Hulle het gesê jy hoef nie dit te teken nie. Dis hoekom ek dit hier ingeteken het nie, maar hy moet actually daar wees. Nee, hy hoef nie ingeteken te wees nie, maar jy gaan hom gebruik op jou volgende aansig. So jy het eintlik daai afmeting nodig. Daarso sê hierdie moet 'n gebroke lyntjie wees eintlik daai. Weereens, gaan lees mooi julle vragies want jy hoef geen verborge lyne hier in te sit nie. Alles wat jy insit onnodig is tekentyd wat jy verloor, nê. Nee. So ek sit dit nou maar net in ter wille van julle dat julle mooi kan sien waar kom ons aan hierdie aansigie wat ons nou gaan teken. So ek het daai gou ingesit. Maar weer eens, jy hoef dit nie te geteken het, hè. Ek gaan dit gou hier oor projekteer, want ons moet nou die poelie teken. Dat trolletjie, gaan hom daar oorbring, oor projekteer. Gaan dit hier onder ook doen. OK. Nou gaan ek gou hierdie lyntjie, ek gaan eers vir my, OK, hier is 'n bietjie van 'n vangplek. Die vangplek is, julle sal sien dat hierdie plat vlak daar is die plek waar die washer gaan sit en daai vlakkie sit waar? Daai vlak as julle mooi gaan kyk, as ek met die koutjie dit vir julle hier afmeet, hy sit op hierdie diepte. Kyk gou daar. Dis waar hy sit. Waar daai twee kolle is. Dis hierdie ding. En dis waar jou washer gaan sit. So jy moenie daar 'n fout maak nie, want dis waar hy gaan druk, nê. Nee. Ons kan gou kyk wat is daai diepte. Daai diepte is 33 mm. Soos ek dit het, weet ek nou, dis 33 mm van hier af, van hierdie washer af, 33 mm vir daai kerndeel. So 10, 20, 30, 31, 32, 33, daar is hy. En ek gaan gou vir my 'n konstruksielyntjie daar insit. Ek het nou al klaar hierdie lyne hier, so kan dit net oorprojekteer. Ek gaan hierdie enetjie oorbring. Ek gaan ook daai enetjie oorbring. Want dit is daai selfde gedeelte, maar iets hierso lyk nou vir my 'n bietjie vreemd. Ek wil net gou kyk of ek hier dalk skeef geteken het hier nie. Daai is reg. Kyk, daarso is hy en hierso is hy. En daar is die ander deel. So ek teken nou hierdie gedeelte wat ek teken nou hierdie middelste stukkie. En gewoonlik as jy iets sny, hier wil ek julle maar 'n tip gee. Gaan kyk na jou driedimensionele prentjie om hom uit te figure. Nou volgens my gaan jy dit hê. Buitelyn, as jy so ding sny, hou jy die buitelyn en dit gaan basically hierdie wees. Hier is iets anders wat ons nou gaan na moet kyk. As jy 'n speek het wat soos dit lê en jy sny daar deur, vermoed ek jy gaan 'n lyngerigte snit hier moet doen.
So jy gaan daai lyntjie wat daar lê, moet omswaai dat hy hier lê. Maar om dit te bevestig, gaan ek net gaan na die antwoordboek gou kyk, want hulle het nie dit vir ons so aangedui as 'n lyngerigte snit nie, maar ek verbeel my daar is 'n konvensie daar wat ons moet ken. Ja, daar is 'n konvensie daar. Kyk gou hierso. Ons is nou besig om die deel te teken met daai pulley, né? Nou sien julle dat die bokant en die onderkant van die pulley lyk dieselfde. So wat het hulle gedoen? Hulle het daai stuk wat daar is, hier moet almal gou kyk. Daai deel wat daar lê, dis 'n konvensie wat julle moet ken. As ek hier sou sny, dan gaan hierdie stukkie wat hier lê, gaan korter wees, want hy eindig mos, kyk gou hier, daai ding eindig eintlik hier. Sien julle? Daai stukkie sou eintlik hier gesit het. So dit is nie korrek nie. Daai of hierdie is korrek. Jy kan dit nie gaan teken sonder 'n lyngerigte snit nie. Wat 'n lyngerigte snit? Dit beteken daai speek moet nou geswaai word asof hy hierso gelê het. Dis een van die tipe snitte wat ons gedoen het. It's called in English an aligned section. Ek het dit met julle lekker deurgewerk nou hierdag. So dit is nie iets, eintlik volgens my is dit 'n fout. Want in die vraag moes hulle eintlik die snylyn daar en hierdeur gevat het. My persoonlike opinie is, dit was 'n fout op die matriekvraagstel. Hulle moes eintlik vir jou daai aangedui het. En dan moet jy dit swaai dat hy gelyk lê daar. OK, so let net op dat jou bo en jou onderkant gaan simmetries wees, alhoewel daai stukkie eintlik nie in werklikheid hierso lê nie. Maak dit vir julle sin? So daai binnekant wat daar, daai speek wat daar lê, gaan jy teken asof hy hierso lê. Let net op na dit. OK. Goed. Ek gaan gou vinnig daai deel met julle klaar gou deurgaan. OK. So as ons hier deursny, gaan julle sien, hier's die hidden line. Jy hou die buitelyn, gewoonlik raak hidden lines solid lines. Hierdie een is 'n bietjie meer complicated daar. Maar jy gaan iets kry wat lyk soos dit. Deur te kyk na hierdie prentjie en deur jou buitelyn te hou en jou hidden lines solid te maak, gaan jy redelik naby uitkom aan die antwoord wat jy soek. Hierso sal ek daai oorvat. Daar gaan 'n lyntjie wees en daar gaan 'n lyntjie wees. En dan ook natuurlik hierdie deel wat hier onder lê met sy fatsoen verloop. OK, so daar, daai lyntjie gaan ook al wees. Ek sal hom nou vir julle wys. So hierdie is 'n web en daai is 'n web. Dis 'n versterking, so hy word nie gesny nie, né? So jou snit gaan hier deur die bokant wees, daar. Onthou waar sny ons? Ons sny hier. Ons snit gaan daardeur, hy gaan daardeur en nou eintlik deur hierdie stukkie wat ons gelyk swaai tot daar. So die bo en die onderkant gaan dieselfde lyk. Jy sny ook hierdeur, dan gaan hy af so op daar af aan die agterkant en dan kom hy weer in. Jy sal sien hierso en dis belangrik. Hier lê 'n sirkeltjie hier en daar lê 'n sirkeltjie daar. As jy gaan kyk, en dit is die sirkel, daai sirkel wat jy hierso sien. Gaan dit gou vir julle intrek. Daai ene wat daar loop, is die sirkel wat jy hierso het. As jy mooi gaan kyk, daai enetjie. OK. Ek gaan hierdie foto ek gaan hierdie op die YouTube video vir julle sit, dat julle net kan seker wees oor daai pulley. OK, so gaan kyk net mooi na hoe hierdie snit lyk. Ek gaan hierdie net vir julle hier op sit. Ek wil nog steeds sê ons moet dit doen sonder om na die memo boek te kyk. En hierso is waar die skroefdraad op die ou end gaan inkom, maar ons kan daai deel eers teken as my bussie in is en as hierdie hoofdeel in is en dan kan ek daai bout insit.
OK. Right. Ek wil hê jy het nie dis nie huiswerk vir die naweek nie, maar ons gaan Dinsdag moet klaar wees met hierdie tekening tot waar ons nou is. Alraai. Daar's weer eens 'n web. Dis daai stukkie, jy gaan hom hier moet teken en moet oorprojekteer om hom daar te kan kry daai hoogte. OK. Julle kan daarmee klaarmaak. Jy hoef nie die naweek te werk nie, maar Dinsdag moet ons klaar wees met hierdie tekening aan die einde van die periode. OK. Of eintlik Dinsdag moet jy hom kan klaar hê. So jy gaan maandagmiddag Jan moet werk. OK. Lekker dag julle. Ek sit dit op YouTube op vir julle. Ja. Dit is die antwoord ja. Maar ek probeer hom nie net